Hoekom is dit so moeilik vir die mens om verantwoordelikheid te vat vir sy dade, vir sy optrede, vir hoe hy praat en wat hy doen? Dis eintlik 'n oeroue probleem, die feit dat die mens nie verantwoordelikheid kan vat nie. Welkom by Saaityd, ek groet jou vandag in die wonderbare naam van ons meester Yeshua, dankie dat jy ingeskakel is by hierdie Dinsdagoggend, en ek wil met jou praat oor die feit dat ons as mens neem nie verantwoordelikheid nie. Ek sien dit met baie mense en ek sien dit in die samelewing dat mense vat net nie verantwoordelikheid nie. Want jy sien, wanneer ek in die samelewing is en ek kom in die winkels of waar ook al ek kom en ek het met mense te make, dan het mense altyd die verskoning, ja maar dis hulle, ja maar dis hy, ja maar dis daai persoon. En mense is net nie bereid om hulle verantwoordelikheid op te vat nie. En wanneer mense foute maak, dan wil hulle altyd blameer. Hoekom het die mens so gesindheid? Hoekom doen mense dit? Die oomblik wanneer hulle fouteer, die oomblik wanneer daar dinge verkeerd loop in die persoon se lewe, dan wil hulle ander mense blameer. Maar eintlik is dit 'n oeroue probleem by die mens. As jy kyk in die tuin van Eden, waar Adam en Eva was, in die boek van Genesis hoofstuk 3, dan praat dit spesifiek oor wat Adam en Eva gedoen het. En die oomblik toe Eva en Adam gesondig het, en Vader kom by hulle en hy praat met hulle toe, kom Eva en sy blameer die duiwel. En wat doen Adam? Adam blameer vir Eva. In steede daarvan om verantwoordelikheid te vat, om te sê, weet jy wat, Vader, yes, ek het verkeerd gedoen. Ek vra dat U my sal vergewe, ek is jammer. Het die mens, selfs in die tuin van Eden daardie tyd, alreeds begin om verskonings te gee en ander mense te blameer, in steede daarvan om verantwoordelikheid op te vat. So wat gaan dit vat vir die mens om sy verantwoordelikheid op te vat? Wat gaan dit vat van jou as persoon om te sê, weet jy wat, die rede hiervoor is my optrede. Weet jy wat, my vrou, jy's nou kwaad, en ek verstaan jy is kwaad, want dis my optrede. Ek is die rede daarvoor. Weet jy wat, my man, jy tree so op as gevolg van hoe ek funksioneer, en ek is jammer daarvoor. Maar daai sit net nie meer by mense nie. Hoekom is dit so moeilik vir mense om te sê, ek is jammer? Hoekom is dit so moeilik vir mense om verantwoordelikheid op te vat? Ek sien dit selfs in die verkeer. Want ja, ons is mens en ons maak foute, maar vat verantwoordelikheid. As ek 'n fout gemaak het, dan is ek baie maklik en baie vinnig om te sê, ek is jammer, ekskuus, vergewe my, ek is jammer, kom ek maak dit reg. Maar mense het net nie meer daai geaardheid en daai gesindheid nie. En wanneer mense foute maak, dan wil hulle jou blameer en hulle wil jou aanvat en hulle wil altyd iemand anders te blameer. In steede daarvan om in te kyk om te sê, weet jy wat, ek is die oorsaak daarvan en ek wil verantwoordelikheid vat en ek wil dit uitsorteer. Selfs met kinders ook. Want jy sien die kinders leer dit by die ouers. En nou doen die kinders dit ook en nou kom die kinders by die skool en dan doen hulle dinge en hulle is net nie bereid om verantwoordelikheid te vat om te sê, weet jy wat, ek is jammer, kom ek maak dit reg, kom ek sorteer dit uit nie. Want hulle leer dit nie by die ouers nie. Want as die ouers dit nie doen nie, gaan die kinders dit nie doen nie. En as die ouers nie verantwoordelikheid vat nie en ook nie hulle kinders leer om verantwoordelikheid te vat nie, dan gaan die kinders dit nie doen nie. En dit spoel uit in die werksplek en dit spoel uit in die samelewing. En weet jy, ek hoor 'n CEO praat so rukkie terug. Nou, laas week hoor ek hierdie persoon praat. Hy's 'n CEO van 'n maatskappy en hy sê die volgende. Hy sê dit is onmoontlik om die nuwe generasie jong mense om hulle in diens te stel, want hulle is net unemployable. Ek kan hulle nie in diens stel nie. Weet jy hoekom? Want ongelukkig is die samelewing nou al so gekondisioneer dat die mens kan net nie sy verantwoordelikheid opvat nie. Want is altyd iemand anderste. Ek wil altyd iemand anderste blameer in steede daarvan om myself so 'n bietjie te kom ondersoek en myself te verbeter. Want dis te veel effort. Dis makliker om iemand anders te blameer, maar dis moeilik om te sê ek is jammer en dis moeilik om myself te verbeter, om die woord oop te maak, om tyd te spandeer in Abba se teenwoordigheid, sodat hy aan jou kan openbaar waar is daar swak karakter, eienskappe in jou lewe, sodat jy dit kan uitsorteer en kan lewe in oorwinning. Halleluja! Ek besef wat my foute is. Hoe meer ek
tyd spandeer in die woord en hoe meer ek in gebed is en ek maak die Bybel oop en ek lees en ek neem dit in, dan kom ek agter maar ek verstaan waar my foute is en ek begin om daaraan te werk en die oomblik wat ek daaraan werk, dan verbeter ek myself. Want ek kan niemand anders te blameer vir dit wat in my lewe aangaan, behalwe myself nie. Niemand. Ek kan niemand blameer behalwe myself nie. Ek kan nie eers die duiwel blameer nie. En dis 'n uitklimklousule by soveel mense, hulle wil die duiwel blameer en die arme ou duiwel kry die skuld vir alles. Nee, dis nie altyd die duiwel nie, dis jy. Dis ons as mens wat baie keer die verkeerde besluite maak, die verkeerde opmerkings maak, denkwyse, praat, funksioneer en ons handel verkeerd. En dan moet ons die gevolge dra daarvan, maar dan wil ons die duiwel blameer, of ons wil ons eggenoot blameer, of ons ouers blameer. Hoe lank gaan jy nou nog vashou aan dit wat jou ouers gedoen het, of jou voorouers gedoen het, in steede daarvan om selfverantwoordelikheid op te neem, en te sê, maar weet jy wat, ek gaan myself verbeter, ek gaan loskom hiervan, ek gaan dit verander, ek gaan hierdie swak plekke in my lewe, gaan ek oorskakel in oorwinnings. Maar jy sien, die mens funksioneer nog steeds, net soos Adam en Eva in Genesis hoofstuk 3. Hulle funksioneer nog net dieselfde. In steede daarvan om verantwoordelikheid te vat, blameer hulle ander. So ek wil hierdie woord vandag vir jou gee, sodat jy kan besef, dit het tyd geword dat jy ophou om ander mense te blameer, en dat jy as mens verantwoordelikheid sal opvat. En ek praat met myself ook, want ek moet verantwoordelikheid doen, en opvat vir myself. Ek gaan nie saam met jou voor die troon van Jahwe staan en verantwoording doen vir jou nie. Ek gaan nie daar wees nie, jy self gaan daar wees. Ek gaan verantwoording doen vir wat ek doen en vir wat ek die volk leer en hoe ek funksioneer in die koninkryk van God. Ek gaan self verantwoording moet doen, so gaan jy ook self verantwoording moet doen vir jou eie dade. So daarom is dit belangrik, vat nou al verantwoordelikheid. En wanneer ek en jy nou al verantwoordelikheid vat, dan kan daar net verbetering plaasvind in jou lewe. Dink so 'n bietjie daaraan. Wil jy verbeter? Wil jy 'n beter lewe hê? Wil jy jouself verbeter in terme van jou verhouding met die lewende God? Wil jy jouself verbeter in jou geloof? Wil jy jouself verbeter in jou Bybelstudie en jou verhouding met ander? As jy dit wil doen, dan begin om verantwoordelikheid op te vat, sodat jy kan sien waar is die swak skakels, en dan verander jy ooreenkomstig Vader se woord. So mense, dit is belangrik dat ek en jy die besef sal hê, dat ons moet begin verantwoordelikheid vat. En wanneer ek en jy verantwoordelikheid vat, dan kom Vader, en hy tree tussen beide, en hy kom help ons. Net soos wat Dawid het verantwoordelikheid gevat. Het Dawid droog gemaak? Hy het droog gemaak. Hemel, Dawid het droog gemaak. Maar het hy verantwoordelikheid gevat? Absoluut. Hy het verantwoordelikheid gevat. En die oomblik toe hy het verantwoordelikheid vat, toe sien Vader dit, en Vader seën hom, hy vergewe hom, hy herstel hom, hy lig hom op, en hy verander sy lewe. En dis my gebed vir jou, dat Vader vandag dieselfde sal doen ook in jou lewe, en dat jy sal weet, die oomblik wanneer jy verantwoordelikheid vat, dat die hand van Jahwe, ons Elohim, met jou sal wees. Halleluja! Nou ja, dis my storie van my kant af op hierdie pragtige Dinsdag. Mag jy geseënd wees in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua. Tot volgende keer. Shalom.